Dis goeienaand van my kant af. Dis lekker om saam te kuier vir die wat my nie ken nie. My naam is Pierre en ek ken my vrou wat hier voor sit, my mooi vrou, ons lady, die Annie's bediening ook en ons het een dogtertjie, sy's 2 jaar oud en 'n bietjie en die ander enetjie is 15 weke oud, 16 weke oud. Hallo. Ja, daar sy, die twee dinge is op pad. Ons is super opgewonde daaroor. So as jy van julle enige van julle doeke het, die mama's daai kant, ex-doeke wat julle nie gebruik nie, bring maar hierdie kant toe. Okay, studente, julle weet nog nie waarvan ons praat nie. Ons sal julle nog eers deur 'n paar goeters vat, maar ja, hierdie jaar skop ons groot af en die wêreld is in rep en roer. Die wêreld's besig. Ek weet nie of julle nie stopgehou het nie. Ek weet nie of julle dophou wat aangaan reg oor die wêreld nie, selfs in Suid-Afrika. Dinge, ons is in uncharted territory in terme van wat in die wêreld aangaan. En al wat dit beteken is vir die kerk om op te staan. Al wat die chaos in die wêreld beteken is vir die kerk om sterk te word. No more lukewarm Christians. Jy is of in of uit. Jy is of in of uit. As jy lukewarm is, gaan jy ingesluk word. Die wêreld gaan jou insluk, ander gelowiges gaan jou insluk. Ander mense, ander ideologies gaan jou soos niks laat lyk nie. So jy is of in of jy is uit en ek glo en vertrou dat hierdie huis, Dr. Deo Raslou, on fire sal wees, dat ons 'n baken van hoop sal wees vir Suid-Afrika. Dat mense na ons sal kyk en sê daar is regtig hoop, die Here is besig, soos Sugie gesê het. God is active. He's active in this church, he's active in this nation, he's active in your life. En ja, dit vat ons nou uit die naam van die reeks, Moving Beyond Excuses. Ons kan nie meer bekostig om verskonings uit te dink vir hoekom goed nie gaan soos wat dit moet gaan nie. Kinders dink verskonings uit. Kinders speel victim. Kinders kry hulle self jammer en point finger oor hoekom nie goed soos werk soos wat dit moet werk nie. Maar kinders van God is geesvervuld. En ons is in samewerking, in partnership met die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom en bekragtig ons as kinders van God in problematiese tydperke. In tye waar daar chaos is, kom die Heilige Gees en hy gee aan ons wysheid, kennis, in Engels wisdom and knowledge. Hy gee vir ons oplossings. Hy rig ons op in leierskap. Hy gee aan ons gesag en dan sê die Here, doen iets hieraan. Halleluja, doen iets hieraan. Staan op in dit wat ek vir my kerk gegee het. So ons kan nie excuses maak, verskonings maak oor hoekom ons nie is waar ons wil wees nie. En dit is nou op klomp verskillende vlakke. Weet, ons New Year's resolutions noem dit. Ek weet, hier's 'n paar manne wat lekker boepies het. Nee, ek trom my mag uitdruk, maar weet, ek beloof jou, daar is 'n six-pack daar. En hierdie jaar is die jaar van six-packs, manne. Is ek reg? Ja. Van die manne weet ek het 'n uitpak. Daai blokkies is staan al hier onder op hier by die naakie, jy het 'n uitpak, hy's daar. Ek glo in jou, jy kan dit doen. Vrouens, sê vir jou man, hy's daar. Kom, tik hom 'n bietjie daar op die kant. Sê hom hy's daar. It's there. New Year's resolutions is groot en is great en dit gaan van ons wil fisies gesond raak tot ek wil beter wees in my finansies, ek wil my geld beter bestuur tot ek wil promote word in my werksplek, ek wil meer invloed hê, ek wil dit en is aan 'n klomp verskillende goeders wat ek wil tackle. En voor ek gaan kom by die plek hoekom ons baie keer sukkel met 'n nuwejaarsvoorneme, wil ek net maybe van ons help met dalk 'n ander alternatief vir 'n nuwejaarsvoorneme, vir 'n New Year's resolution. Ek dink, manne, wat van een van ons hoogste prioriteite as dit kom by ons nuwejaarsvoorneme is om te werk aan ons huwelike. Wat van kan ons dit bo aan die prioriteitslys sit? Nee, jessie mense, flip en hel, jy weet. Wat van ons vat dit gou tyd en hou op net career driven wees. En die hele tyd uitwaarts georiënteerd wees en wat van ons zoom gou 'n bietjie in ons huise in. En sê New Year's resolution is hierdie jaar gaan my huwelik sterker wees as ooit. Hierdie jaar gaan my verhouding met my kinders sterker wees as ooit.
hierdie jaar is dit vir my crucial. Want ek kan nou vir jou vandag sê, jy kan die Here vra vir groot dinge. Jy kan die Here vra vir blessings en promotions en al hierdie stuff, maar as jou huis nie in orde is nie, gaan die Here sy rug draai op dit wat jy vervra in die publieke spasie. Hy kan nie minder omgee oor dit wat jy graag begeer as jou huwelik nie in orde is nie. Hy gaan jou terugtrek huwelik toe. Kry eers jou huis in orde. Kry eers jou huis in orde. Kry eers jou huis in orde. Jy wil meer geld verdien? Hê eers jou vrou lief. Jy wil meer geld verdien? Spandeer meer tyd met jou kinders. Julle hoor wat ek sê, dis jou private lewe is baie belangriker vir die Here as jou publieke lewe. Amen. Want dit is die fondasie waarop alles kom. Nou, weet, as dit kom by New Year's resolutions, baie mense fail in dit, baie mense kry dit nie reg nie, baie mense kom nie op die plek waar hulle graag wil kom nie, want verandering, of kom ek sê so, New Year's resolutions kos verandering. Vir jou om te groei, vir jou om anders te wees, gaan beteken, jy gaan moet verander. Jy gaan met ou habits loslaat, en jy gaan met nuwe habits optel. En mense hou nie baie van verandering nie. Mense hou nie van as jy my ritmes kom versteur nie. Ek raak gemaklik in 'n sekere manier van lewe doen, van dinge doen. Jy probeer 'n ander lewe, 'n verbeter lewe te leef, maar nog steeds met die ou leefstyl se habits. En dis hoekom baie mense hou vir so 'n maand en 'n half, 2 maande, en dan val hy goeters net af, want hulle is nie bereid om die veranderinge te bring wat nodig is vir jou om te kan groei nie. So, ek het hier neergeskryf, people don't like change because it takes you out of your comfort zone. Verandering gaan jou buite jou gemaak vat. People will allow change only if it increases comfort or if it makes life easier. Dan sal ek verandering toelaat, soos 'n beter foon of 'n nicer kar met beter tech. Daai tipe veranderinge is baie lekker. Daai goeie sal ons tackle. So, ons het ook hierso gesê, but growth, om te groei, gebeur nie in gemak nie. Dit gebeur in die onbekende, en dit gebeur wanneer jy gestretch word. Dis wanneer jy in volgende dimensies en nuwe dimensies begin inbeweeg. Jy mag ook dalk gekonfronteer word met stemme, wanneer jy dink aan goed wat jy graag wil bereik hierdie jaar. Stemme soos, en Noella het hierna verwys ook, Noella en hy, stemme soos, luister jy, moenie te groot droom nie, wees dit gou realisties. Het jy al daai nou gehoor? Moenie te veel vra vir wees net gou realisties, okay? Kom ons kry net gou ons feite agter mekaar. Baie mense sal sê, of hy stemmetjie sal sê, don't get your hopes up. Het julle dit al gehoor, en dan is daar baie keer hierdie vrees van failure. So, ek het so groot vrees om te fail, dat ek probeer eerder net nie. Die derde een is, ek het dit in die vorige keer probeer, het dit nie gewerk nie, so ek gaan dit nie weer probeer nie. En die ander een is sê, well, stay where you are, it's safer here. Bly waar jy is, dis lekker en gemaklik hierso. Baie mense sal ook nie verander nie, of sal ook nie groei nie, want soos wat ek nou gesê het, ons sal baie vinnig 'n bejammerende mentaliteit aanneem. In Engels noem ons dit 'n victim mindset. Baie mense sal ook sê, ja, maar hulle bereik die en die, want hulle het geld. Want sy pa het hierdie besigheid, en toe kon hy dit en die en dit en daai. Jy weet, hy kan daai bereik, want hy is slim in wiskunde, en hierdie kom vir hom natuurlik, en hy het hierdie opportunities gehad, maar ons het nie dit nie, en ons het nie so nie, en ek kan nie die nie, want so jy gaan sit in 'n gat, en daar kom geen oplossings nie. En ek sê weer eens wat ek nou gesê het, kinders van God speel nie victim nie. Kinders van God is kreatief. Ja, sure, jou beste vriend, sy pa was dalk skatryk, en jou beste vriend het met sy gaai in die botter geval, en great stuff. Maar dit beteken nie jy moet bly waar jy is nie. Gaan jy iets doen aan, of gaan jy nie iets doen aan nie? Okay, dit beteken jy gaan dalk net 'n bietjie harder moet werk. Dit beteken jy gaan dalk 'n bietjie ekstra moet insit. Een van my vriende, en ek het hulle getrou so 2 jaar terug, die ou arm groot geword. Sy hart vir die Here gegee net vir hulle getrou het. Die ou gaan toe, en hy sê die Here het hom convict om op te hou lui wees. Hy sê hy het so lui gees oor hom gehad, en is al waar die Here hom die hele tyd gehamer het. Die Here het hom convict om op te hou lui wees. Toe vat hy 2 werke aan.
Een werk was van 6 uur tot 1 uur gewees, 6 uur die oggend tot 1 uur die middag. Die tweede werk was van 2 uur tot 8 uur die aand gewees. Hy het gesê, ek gaan doen wat het vat, vir my om geld te kan genereer, sodat ek kan die besigheid bou wat ek klaar wil bou. Dis vandag 3 jaar later, en ek sê dit net as 'n testimony, hy het nou vir hom en sy vrou elkeen 'n Porsche gekoop. Hulle is nog nie eens 30 nie. Ek sê nie dit van die Porsche is die mylpaal nie. Okay, ek sê net, dis die effek van wanneer die Here, wanneer jy toelaat dat die Here inspraak het in jou, wanneer jou hart kom shape, en sê ek wil hê jy moet hierdie ding laat gaan, ek wil hê jy moet hierdie ding laat go, want ek het iets groters vir jou beplan, hou op sit in hierdie gat, daar's meer vir jou, tot net hierdie, kom, staan op, doen wat ek vir jou sê jy moet doen, en jy gaan die vrugte daarvan pluk. Jy gaan. En vandag bou hierdie ou agencies, marketing agencies, en hy skep werk, en hy bemagtig kerke finansieel, organisasies finansieel, en hy is nog nie eens 30 nie. Net as gevolg van een stem van obedience. Daar was nie van, okay, hy het eers 7 dae gevas, en toe het hy bietjie meer hierdie begin doen, en ophou hierdie doen, en ophou die doen nie, hy het net daai een ding getackle wat Here vir hom gesê het hy moet doen. Hou bly wees, gaan doen daai werk, en doen daai werk, en jy gaan die vrugte daarvan pluk. En hy was diligent gewees, in dit wat Here vir hom gesê het, hy moet doen. En ons lees hierdie powerful story, en ek gaan 'n bietjie dieper in hom indelf vanaand in Markus hoofstuk 1, waar Jesus 2 disippels roep, Andrew en Simon Peter. Nou, die 2 manne was nie hoofseuns nie. Hulle was nie veel prefek, HK materiaal nie. Hulle het nie daai tipe persone om hulle gehad nie. Hulle het ook nie uit ryk families uitgekom nie. Hulle het ook nie gekwalifiseer om rabbis te word nie. Nou rabbis in daai tyd was die ideale werksposisie wat jy wou gehad het. As jy 'n rabbi, 'n Jewish rabbi was jy as hoog geag binne die gemeenskap. Nou kry jy 2 manne wat besig is om vis te vang wat hulle comfort zone is. Hulle ken dit, maar eintlik stagnate hulle net in dit wat hulle ken. Nou daag Jesus op die scene op. Normale ouens, doodgewone normale mense, het nie privileges gehad nie. En al wat die Here vir hulle vra, al wat hy vir hulle vra in daai oomblik, laat val julle nette en volg my. Kom ek lees vir jou, Markus 1:16. As he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Nou, 'n visserman, wil ek amper sê, soos dis wanneer jy mag gaan tol slaan by die Spar. Jy het nie ingekom vir universiteit nie. So wat doen jy? Gaan doen maar wat jy kan doen. Gaan doen maar net dit, okay? For they were fishermen. Then Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. Dan sê, they immediately left their nets and followed him. Wat hier gebeur, is Jesus vra nie vir, luister hier, ek wil gou vir julle die 5 jaar plan verduidelik, en dan volg my, want dan binne die eerste 3 maande gaan ons daai bereik, en dan gaan ons hierdie doen, en dan gaan ons daai bereik, en dan gaan julle hierdie beleef, en julle gaan so, al wat hy net sê, is volg my net. Punt, dis dit. Daar's niks storielyntjie ge-add nie, daar's niks storie ge-add nie. Baie keer wanneer ons roep en hy sê volg my, dan wil ons eers die data analiseer oor wat is die risk involved van wanneer ek hom gaan volg. Wat is die risk involved van wanneer ek die nette gaan laat gaan? Want die nette verteenwoordig ons safety. Die nette verteenwoordig ons comfort. Gaan na die volgende prentjie toe. Die nette wat Petrus daar vashou, is dit wat hy ken.
So as hy dit wat hy ken laat gaan, dan stap hy eintlik in 'n onbekende wêreld in. So Jesus roep hom en sê, kom stap in 'n wêreld in wat jy glad nie ken nie. Jy werk met visse, ek roep jou nou na mense toe. Hy kon dadelik dit in daai oomblik kon hy sê, maar Here, maar wie's ek maar ek kan nie dit nie, maar hoekom maar die, maar dit. Hy het absoluut die Here vertrou dat wat ook al Jesus vir hulle beplan het is beter as wat hulle nou in hulle hande het. So daarom is ek bereid om my comfort te laat gaan in hierdie oomblik en blindeliks die Here te volg en hom te vertrou dat waarna toe ook al hy my lei is baie, baie, baie goed vir my. Die feit hierso dat hulle net te laat gaan het, geloof gehad het in Jesus se goedheid, het gemaak dat dit wat die Here hulle voorgeroep het, kon hy impart in hulle in, kon hy invest in hulle in. En Jesus sê vir hulle, kom volg my en ek gaan jou alle dinge leer. I will teach you the ways of life. En dis baie keer die persepsie van Christendom. Mense dink, wanneer ek Jesus gaan aanvaar, gaan my lewe ewe skielik net alles gaan in orde wees. Ek gaan blessings hier kry, blessings daar kry, blessings hier kry. Nee, die Here gaan jou eers leer. Ons sê, Jesus won't only just make your life better, but He will make you better at life. Amen? He's going to make you better at life. En hy leer vir hierdie twee disippels, gaan hy vir hulle skills leer. Hy gaan vir hulle authority gee. En Jesus gaan nou hierdie twee manne vat in dimensies in wat hulle nooit ooit sou kon verstaan nie. In dimensies in wat hulle nooit ooit hulle self sou kon invat nie. Sy visvang skills sou homself net op so 'n plek kry. Jesus sê ek het way beter vir jou. So, ons sê hierso, wat verteenwoordig hierdie nette? Hierdie net verteenwoordig dit wat jy ken, dit verteenwoordig jou comfort, dit kan ook jou sources verteenwoordig. Okay? So baie keer sal die Here van jou verwag om goed te laat gaan wat jy jou God maak, wat ons al baie van hierdie vroeg afgepreek het. Dit kan geld wees. Dit kan 'n persoon wees. Dit kan enigiets wees. Dit wat jy jou God maak, verwag God van jou, laat gaan daai comfort. Want ek wil vir jou 'n ander, beter bron wees. Hierdie was die manier hoe hulle geld gemaak het. Hierdie was hoe hulle kos voorsien het. Hierdie was hoe hulle geëet het. Hulle kon gesê het, Here, maar as ons hierdie net laat gaan, hoe gaan ons eet? Ons moet eet. Soos verstaan jy nie, dit ons budget gaan nie klop nie. Here, ons Excel spreadsheet gaan nie uitwerk nie. Want in ons Excel spreadsheet sê dit dat ons moet 15.8 visse vang voor Woensdagoggend. As ons nie 15.8 visse vang nie, dan gaan die Excel spreadsheet nie werk nie. So hulle kon daai redenasie gehad het. But they hadn't. As jy die net laat gaan, beteken dit baie. Die net kan ook verteenwoordig, jy laat gaan jou eie manier van lewe. Dit beteken jy laat gaan die maniere wat jy gedink het is goed vir jou. Dit beteken ook jy laat gaan jou eie geloofsstelsels. Wanneer jy hierdie net laat gaan, dan beteken dit ook jy laat gaan van ou habits en jy laat gaan van dit wat jou God was. Hoor gou wat mooi is, Hebreërs 12 vers 1 en 2. Skrywer sê hierso, let us throw off everything that hinders. Gooi enige iets wat jou terughou in lewe, gooi dit af. Selfs dit wat jy dink is goed vir jou. Hoeveel keer kom die Here en hy vra van jou om ontslae te raak van iets wat jy dink is goed vir jou? En dan voel dit vir jou seer en dan later kom jy eintlik eers agter hoe sleg daardie ding vir jou was. Okay, baie keer kan dit jou girlfriend of jou boyfriend wees. Jy dink sy's goed vir jou, maar sy is eintlik 'n hex in disguise. Seriously, ons sien jong mense pleeg selfmoord, want sy girl het hom gelos. Los jou girl, ou sy manipuleer die wit waks uit jou uit. Nee, ouma, jy verstaan nie, ou, sy nee, maar ou, kan nie, ou, sy is my alles. Ja, dis die probleem.
Let off everything that hinders you, and the sin that so easily entangles. And let us run with persistence and perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Ek sê ook hierso, baie mense sukkel om jy net te laat gaan, want hulle besef nie altyd wie die een is wat hulle vra om die net te laat gaan nie. Baie mense dink dat die net wat jy in jou hand vashou, kan vir jou meer offer as wat Jesus vir jou het. Baie mense wil die net laat gaan nie, want hulle wil beheer hou. En as ek die net laat gaan, dan beteken dit dat iemand anderste gaan nou beheer hê, want ek het nou nie meer beheer nie. En dis scary, kan julle saam met stem met daai? Dis baie scary om beheer op te gee. Dis soos wanneer jy jou finansies laat gaan. Maar wat nou? Mense betwyfel in God se goedheid, en ek het dit nou gesê, people, they first do risk managing, they analyze the data. Wat is die risks involved hierso? Nou, daar was nog 'n man gewees. Nou, verwys na hom as the rich man, Matteus 19. Jesus roep sy disippels, hulle kom saam met hom, hulle los alles, verkoop al hulle goed, gaan saam met hom. Hier kom nog 'n jong man aan, ryk man. Hy vra vir Jesus, so, wat moet ek doen om die ewige lewe te inherit? Wat moet ek doen om te inherit dit wat U vir my beplan het? Sê vir my. Wel, die antwoord gaan wees dieselfde as wat hy vir die vissermanne gesê het. Laat gaan alles en volg my. Okay, hoor gou hierdie gesprek. Matteus 19 vers 16. The rich man came to Jesus with this question, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Hy vra hierdie vraag en sê, okay, maar wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen om die ewige lewe te ontvang? Stupid vraag, want jy kan niks doen nie. Jy kan nie uit jou eie uit ewige lewe ontvang nie. Vers 17. Why ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. But the answer to your question, if you want to receive eternal life, keep the commandments. And to fry which ones? The man asked. And Jesus replied, you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, honor your father and your mother, love your neighbor as yourself, and to say, I've obeyed all these commandments. The young man replied, what else must I do? Jesus told him, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Wat Jesus vir hom sê, is gaan vat jou net en laat gaan hom. Al jou besittings. Dit wat jou comfort is. Dit wat jou eintlik hinder om te groei, jy weet dit net nie, maar dit wat jou eintlik hinder om te groei, dit wat jy jou God gemaak het, is besig om jou te keer om te groei en te verander. Dit maak dat jy nie discover en ontvang wat ek vir jou het nie. So ek wil hê jy moet gaan, en dit wat jou God is, laat gaan. Wat val hy net? Vers 22. But when the young man heard this, he went away sad, for he had many possessions. Jy lees nooit ooit weer van die ou nie. Dit wat die Here vir hom gehad het, hy verloor. Hy was nie bereid om die net te laat val nie. Hy was nie bereid om dit wat sy comfort was op te gee nie. Want hy het gedink, sy possessions kan vir hom baie meer offer as dit wat Jesus vir hom wil offer. Ons lees nooit weer af van hierdie ou nie. Matteus 16 vers 24 staan 'n requirement wat Jesus vir ons sê. Ek gee vir julle scriptures vanaand, is dit reg? Vers 24, Jesus said to his disciples, if any of you want to be my follower, you must give up
your own way. Dis wat jy net verteenwoordig. Give up your own way, take up your cross, and follow me. Ons het hierdie gelees einde laas jaar. If you try to hang on to your life, you will lose it. Een ryk man het gedink, hy gaan homself vind in sy rykdom. Sad, the sad, the sad, the sad. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Die ryk man het guarantees gesoek. Hy het evidence gesoek dat as ek die opgee, gaan hierdie die dividende wees daarvan. As ek hierdie risk vat, gaan ek hierdie kry. En Jesus was nie bereid om vir hom hierdie te gee nie. Jesus gee jou nie hierdie guarantee van as jy my volg en die, dan gaan die en die en die nie. Vertrou in my goedheid. Vertrou in my goedheid. Kom. Dis wat geloof is. Geloof wag nie vir die perfekte scenario voordeur jou vra om iets te doen nie. Baie keer wil ons iets gee, ons wil finansies dalk gee, ons wil iemand bless, maar ek wil eers risk management doen. As ek nou hierdie gee, beteken dit, daar's risiko dat ek dalk die kan verloor en dalk nie hierdie kan koop nie. Die risiko is te hoog, so ek onttrek dit wat die Here wou gehad het ek moes gee. Baie keer is risk management ons grootste enemy. Nou ek praat nou nie van risk management in 'n besigheidskonteks waar ons salarisse involved is en die en dit en dat is nie, okay? Ek praat nou wanneer dit kom om jou eie geloof te toets. Faith doesn't wait for the perfect condition. Faith starts in the middle of doubt. Amen? Faith starts now. We don't always have to know and understand everything. Band, julle kan my join. Die probleem wat baie mense het, is hulle verstaan nie hoe goed God is nie. Hulle ken nie Jesus persoonlik nie. En miskien is dit dalk 'n nuwejaarsvoorneme vir jou. Voor jy worry oor jou geld en jou promotions en jou statuses en wat ook al, begin dalk bietjie te worry om te vra, ken ek Jesus regtig? Ken ek sy hart vir my? Ken ek sy karakter? Want ek kan julle nou beloof, as hierdie ryk man Jesus geken het en sy hart geken het, sy kondisie geken het of sy karakterskondisie geken het, sou hy dadelik al sy possessions laat gaan het. As hy net geweet het wat Jesus in staat is om te doen, dat die een met wie hy praat is die God van die heelal, dat hierdie ryk man, dat dit wat hy dink is syne, is in elk geval ook nie syne nie, dis ook God se. As hy net geweet het hoe wealthy die een is met wie hy praat, sou hy nie 2 keer gedink het om sy possessions te verkoop nie. Net dan nou sê Jesus sy disippels, dis baie moeilik vir 'n ryk man soos die om in die koninkryk van die Here in te kom. Want ouens soos die maak wealth hulle God. En toe vra Petrus vir Jesus hierdie vraag. Ek wil dit vir jou lees. Hierdie is in Matteus 19. Vers 27. Peter said to him met Jesus, "We have given up everything to follow you. What will we get out of it?" Hulle het gedoen dit wat die ryk man nie gedoen het nie. Watch wat sê Jesus in vers 29. Everyone who has given up houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or property for my sake, will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life.
Dis die gedeelte wat Jesus nie vir die ryk man gesê het nie. Dat as jy al jou possessions opgee, gaan jy saam my in die hemel sit op my troon en regeer. Jy gaan 10 keer meer terug ontvang as wat jy opgeoffer het, plus jy kry die ewige lewe. Maar Jesus sê dit strategies nie vir hom nie. Dan wil hy, vertrou jy my? Hoeveel keer, hoe baie keer, gee die Here vir ons net bietjie. Hy gee nie vir ons al die inligting nie. Hy gee nie vir ons die volle prentjie nie. Hy sê, kom vertrou my. En watch wat ek gaan doen met jou lewe. Hy kon dit deel met die disippels, want hulle het klaar alles opgegee. Dan vers 30. But many who are the greatest now will be the least important then. And those who seem least important now will be the greatest then. Ek sê vanaand vir jou, dat dit wat die Here vir jou beplan het, it's on another level. Let go of your net. Let go of your comfort. Let go of your ways. Trust Him. Kan iemand saam met my sê amen? Trust Him. Trust Him. Hou op met jou plannetjies met die Here. Just trust Him. Jesaja 55 sê die profeet en God sê dit deur hom, hy sê, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Let go of the nets. Let go of the thing that hinders you. God is going to take your life on a whole nother level. En jou 2026 gaan al jou nuwejaarsvoorneme exceed. Amen. Come on, let go of the net. Staan saam met my. Staan saam met my. Ek weet baie van ons is bang om die Here te vertrou met staf, met groot staf. Die Here het 'n level van glory release na sy baie ordinary disciples toe. 'n Level van glory wat so groot was dat ons vandag nog lees van hulle. En die Here gaan jou lewe vat op plekke waar jou lewe generasies gaan tel. Dat wanneer jy eendag sterf, gaan jy nie vergete wees nie. You're not going to be forgotten, you'll be remembered. Jy sal 'n legacy los van 2, 3, 4 generasies. Jy sal wealth los vir 2, 3, 4 generasies. Amen. Ek gaan jou vervat. Steek jou hand in die lug op. Kom ons surrender vanaand. It ain't gonna be easy, but it will all be glorious. Jesus beloof nie 'n gemaklike lewe nie, maar hy doen beloof 'n glorious lewe. Dis tyd om die ongemak te embrace. Want die Here gaan jou in plekke vat wat jou gaan bang maak, maar dis okay, want die een wat in jou is groter as die een wat in die wêreld is. En al wat hierdie situasies net beteken, is dit forceer jou om op die Here te vertrou, nie op jouself nie. Ou habits, laat dit nou gaan. Dit wat jou keer om te groei, laat dit nou gaan. Jou gemaaksones, laat dit nou gaan. So Here Jesus, ons kom as die kerk vanaand en ons sterf vir onsself. Here, ons laat ons net te val nou. Dit wat ons ken, dit wat ons gemaklik hou, laat ons nou val. En ons kies, Here, vanaand om in 'n wêreld in te tree wat onbekend is vir ons, wat ons nie ken nie, wat ons nie verstaan nie. Ons is oortuig van hierdie een ding, Here, dat U is goed.
En wat ook al die plan vir ons is amazing, is awesome. Ons gedagte wêreld het nog nie eers begin indink dit wat U vir ons aanstoor het nie. Mag ons nie wees soos die ryk man wat terughardloop na sy ander gode toe nie. Jesus, mag ons oë vestig op U. As ons nie U het nie, Here, is ons niks. Sonder U is ons dood. So ek kom vra, Here, kom rig ons op. Kom rig ons op en vat ons in plekke in, Here, wat net nie ons kan vat. U is goed, Here Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee vir Jesus 'n hande klap. Amen. Kom ons worship. Ronaldo, let's go.